Vriende, blaai saam met my asseblief na Psalm 32. Psalm 32. Ek wil graag vanmôre, en ek gaan met 'n kort reeks met u begin. Ek het net hierdie Sondag, vandag en volgende Sondag aand, wil ek met u praat oor hierdie woordjie skuldgevoelens. Ken jy die woordjie skuldgevoelens? Dit beteken ek het 'n kind van die Here geword. En daar's sekere dinge in my lewe, in my jongmens lewe, wat ek gedoen het. Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek vir die Here gesê, Here, ek is jammer en die Here het my sondes vergewe. En dan kom ek agter, veral in die bediening kom jy dit agter, dat mense sukkel met een woordjie en dit is daai skuldgevoelens. Hulle kan hulle self nie vergewe nie. En as ek gaan nou baie definisies vir u gee vanmôre, maar oor skuldgevoelens en oor die woordjie gewete. Maar as ek skuldgevoelens met een woord kan opsom, dan is dit daai geraamte waarmee mense in hulle lewe sit, die geraamtes in die kas. Hoe word ek daarvan ontslae? Is dit moontlik dat ek daarvan ontslae kan wees en kan raak? En ek wil vir u wys, wat doen skuldgevoelens? In Dawid se lewe, en ek gaan net vir u hier en daar lees. In Psalm 32 is Dawid aan die woord. En hy sê hierdie woorde, hy begin, die opskrif is die seën van skuldvergifnis. Die seën wat daarin lê om te weet my sondes is vergewe. Vriende, daar's min mense wat daai wete het. Wat ek vanmôre kan sê my sondes is vergewe. Ek weet my sondes is vergewe. My rekening is betaal. Min mense. Dawid begin en hy sê hierdie woorde in vers 1, hy sê welgeluksalig. Die woordjie welgeluksalig beteken 3 maal gelukkig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Hy noem 2 dinge. Wie se sonde vergewe is en wie se sonde bedek is. So hy praat van vergewe en toegemaak is. Daar is net een middel wat jou sondes kan vergewe en een middel wat jou sondes kan bedek. En dit is die bloed van Jesus. Daar's iets wat God nie kan raak sien nie. Hy kan nooit die mens se sonde raak sien wanneer dit onder die bloed van sy seun Jesus is nie. Maak nie saak wat hy sonde is nie, maak nie saak wat sy naam is nie. Daar's iets wat God nie kan doen nie. Hy kan nie sonde raak sien wat onder die bloed van Jesus is nie. Dawid sê, 3 maal gelukkig is daai man, wel gelukkig en salig is daar die man en vrou wie se sonde vergewe is. Weet jy wat beteken vergewe? Dit is soos wanneer 'n onderwyseres of 'n onderwyser op die bord skryf. Onthou jy daai tyd het hulle op 'n swart bord met wit kruit geskrywe, dan het hulle baie dinge daar geskryf, dan kom hulle met die borsel, dan kom vee hulle dit aan die einde van die dag uit. My sonde is vergewe. Alles wat opgeskrywe is vergewe. Kan jy dit sê? En wat bedek is. Dis sterk woorde wat Dawid hier gebruik. Hy sê 3 maal gelukkig is so 'n persoon. Dan gaan hy verder, hy sê, welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Met ander woorde, God hou nie rekening meer van daai sonde nie. Maak nie saak wat jy ook al gedoen het in jou lewe nie. Wanneer dit vergewe is en onder die bloed is, sê Dawid, hy hou nie rekening daarvan nie. Is nie wonderlik nie. God hou nie rekening nie, maar weet jy wat is die probleem? Ek en jy hou rekening daarmee. Want ons kan dit nie vergeet nie, ons kan dit nie vergeet, ons kan onsself nie daarvan vergewe nie. Hoor nou mooi. En dan sê hy in die seëgedeelte, en in wie se gees geen bedrog is nie. Weet jy wat beteken dit? Om so eerlik voor die Here te wees en te sê, Here, U weet, dis die waarheid. Ek my sonde voor U bely
Dis bedek, jy reken dit nie vir my toe nie, dis skoon tussen my en u. Groot waarheid in vandag se tyd. Nou kom Dawid en ek gaan nou net 2 verse vir u lees. Nou dink hy so 'n bietjie terug. Hy het nou hierdie geweldige getuienis gebring en hy sê hierdie woorde: toe ek geswyg het, toe ek oor my sonde stil gebly het, daardie ding wat in my kas was, daardie ding waarvan niemand geweet het nie, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Dawid sê, hy sê sonde affekteer, het my hele liggaam geaffekteer. Ek weet is nou nie mooi kanselwoord nie, maar dit beteken my sonde het my liggaam kom besmet. Ek is deurtrek. Hy sê, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos in somergloed. Ek gaan nou vir die ander vertalings daar rondom wys. Ek wil graag vanmôre, kyk hier sê hy die ander vertaling wat oor hierdie vers, hy sê, toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer soos ek die hele dag om hulp geroep het. Hierdie vers sê, Here, daar's 'n ding in my lewe wat ek nie kan vergeet nie. Daar's 'n ding in my lewe, Here, waarmee ek worstel. Ek weet nie of die Here my van hierdie ding ooit kan verlos nie. Dis eintlik wat hierdie vers sê. En dan sê hierdie woord, hy sê, u hand het dag en nag swaar op my. Hoor jy hoe beleef Dawid dit? Hy sê, my krag het opgedroog soos water in somergloed, sê Dawid. Ek wil net gou hier vir jou 'n definisie gee, dat as ek nou vanmôre praat oor, wat is 'n skuldgevoel? Wat sê die slim manne is 'n skuldgevoel? Nou wil ek net vir u hierso sê, toe ek gestudeer het hulle altyd gesê, dat dit wat jy doen in jou jongmens lewe, jy kan verwag dat dit iewers in die 40s jou gaan inhaal. Hulle het altyd gesê van 47, 46, 47, 48, dan kan jy maar weet dat dit wat jy in jou jongmens lewe gedoen het, gaan dan voor jou kom staan. En ek het altyd gedink dat hierdie ouderdoms tyd sal aanskuif en aanskuif. Die nuwe bevinding is dat alles wat jy in jou jong lewe gedoen het, jou alreeds in die 30 jare kom inhaal, dan kom staan dit voor jou. Dis nie meer 40 of 50 nie. En ek beleef dit baie keer wanneer ek besig is met mense, en dan dink ons baie keer is 'n geestelike probleem waarmee daardie persoon sukkel, dan kom jy later agter, nee, hierdie tydperk het maar net vroeër toe geskuif. Daar is iets hier binnekant, ons noem dit 'n skuldgevoel, en 'n skuldgevoel is 'n gevoel van spyt of ongemak wat 'n persoon ervaar wanneer hulle iets verkeerd gedoen het. Baie keer is dit in hulle vroeë jong lewe het hulle dit iets verkeerd gedoen, of hulle sit met hierdie spytgevoel, hierdie geweldige skuldgevoel, omdat hulle iemand benadeel het. Ek gaan vanmôre net hierdie woorde gebruik, net om die skuldgevoel te verduidelik, is om met daardie geraamte in jou kas te sit. Niemand weet daarvan. Weet jy wat is 'n geraamte in die kas? Niemand weet daarvan nie. So dink jy, Dawid het ook gesê, hy sê, Here, daar was iets, niemand het geweet, die dag of nag was u hand swaar op my, en dit swaar op my gerus. Ken jy die woordjie, die geraamte in jou kas? En ek wil vanmôre net begin as my inleiding, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Die Here God kyk baie diep in die mens se lewe. En as God na jou kyk, as God na my kyk, dan kyk hy dinge en hy sien dinge baie diep in jou en in my lewe raak. En as ek nou hierdie stelling maak, dan wil ek nie jy moet God sien nou vanmôre as hierdie God met hierdie vlammende, verterende oë nie, of hierdie God wat nou hier sit om my te veroordeel of so nie. Nee, as ek hierdie dinge vanmôre met jou deel, dan wil ek jy sê, jy moet weet dat hierdie God wat in jou en in my lewe inkyk,
is juis hierdie hemelse Vader, is juis hierdie God van liefde, omdat hy vir my omgee, omdat hy weet ek sukkel met daardie ding in my lewe. Hy het medelee, hy het liefde, hy sê, ek wil jou graag daarmee help. Hoor wat sê Spreuke 15 vers 3, hou rekening met hierdie vers. Hy sê op elke plek is die oë van die Here. Is daar 'n plek in jou lewe wat jy dink? Is daar 'n plek in jou huis wat jy dink die oë van die Here nie raak sien nie? Hy sê op elke plek is die oë van die Here. En hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Die nuwe vertaling sê die Here sien oral. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. Jy dink daar's 'n plek in jou lewe wat jy dink vir die Here kan wegsteek. Jy kan dit miskien vir enigiemand wegsteek, maar die Here sien oral. Die Lewende Bybel sê hierdie woorde, die Here kan oral en op enige plek sien wat aangaan. En hy let op wat elke mens doen. As ek hierdie verse nou net moet saamvat om vir jou te sê, wat sê hierdie vers? Dan sê hierdie vers die volgende: die Here is die een wat inkyk. Kan ek hierdie woorde gebruik? Die Here is die een wat inzoom op jou en op my lewe. Op ons diepste wese. Daardie diepste skuilhoeke van jou en my lewe, van jou en my hart. Daar waar niemand kan sien nie. Ons dink so. Daar waar niemand iets van weet nie. Dis juist daar waar God raak kyk. Dis juist daar waar hy inzoom. Hy weet alles. Hoor wat sê Hebreërs 4 as hy oor hierdie waarheid praat, dan sê in vers 13 hierdie woorde. Hy sê daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor hom met wie ons te doen het. Dan sê die Lewende Bybel nog iets, hy sê, en aan hom rekenskap sal gee. Aan die einde van ons lewe, al is alles oop en bloot voor hom, gaan ek en jy van ons lewe rekenskap moet gee. Jy weet daardie dag in Genesis 4, toe die Here vir Kain hierdie vraag vra, die Here God, waar is jou broer? Sê net vir my, hy het sy broer doodgeslaan, ek ken die verhaal. Uit jaloesie uit, pleeg hy die eerste moord en hy maak sy broer dood en God kom en hy vra vir hom, Kain, waar is jou broer? Het God nie geweet nie? Indien God het alles geweet. Hy het alles tot in die fynste besonderhede geweet. Hy wou net gehad het, dat Kain eerlik moes wees en sê, Here, ek besef, u kyk in die diepste dieptes van my raak. Wil jy gou 'n verhaal vertel? Hulle vertel, 'n persoon in Engeland wou 12 kollegas, vername manne van hom, wat saam met hom werk, wou hy 'n poetsbak. En daai tyd het hulle nog telegramme gestuur, en hy vat toe, en hy stuur vir al 12 van hierdie manne wat saam met hom werk, dieselfde boodskap, maar hy skryf nie sy naam daaronder, hy onbekend. En hy sê net vir hulle hierdie woorde geskryf. Alles is uitgevind. Vlug. Al wat hy gesê. Kyk wat was die reaksie. Die berig lei binne 48 uur was al 12 hierdie vooraanstaande mense buite die grense van Engeland. Wat was die les? Wat sê dit? 12 mense met wie hy saamgewerk het, vooraanstaande mense, en met 'n geraamte in die kas geloop waarvan niemand geweet het nie. Daar was iets in daardie persoon se lewe, en hy het dit weggesteek tot hy hierdie woorde gehoor het, alles is uitgevind.
binne 48 uur het hulle gevlug. En bevind hulle hulself aan die buitegrense van Engeland. Daar's 'n paar dinge wat ek vir jou wil hê, jy moet mooi snap uit Psalm 32 uit, as dit kom by skuldgevoel, dit wat Dawid sê. En die eerste gedagte, ek gaan net by hierdie gedagte vir jou noem. En hierdie gedagte het 3 onderafdelings. En wat Dawid sê in Psalm 32 is hierdie woorde, jy moet mooi rekening hou. God het aan elke mens 'n gewete gegee. Daar waar jy sit. God het aan jou 'n gewete gegee. Kan ek vanmôre hierdie woordjie gewete koppel om dit prakties te maak? Ek gaan dit nou vir jou wys. 'n Gewete is soos daardie rooi waarskuwingsliggie in die motor. Jy sien, een of ander tyd gaan daai rooi waarskuwingsliggie aan wat jou waarsku. En jou en my gewete is daai rooi waarskuwingsliggie in ons lewens. So nou en dan gaan daardie liggie aan en af. En as hy aangaan, dan raak ons baie keer so koud in die kar, nee, dan wonder ons, waar lê die probleem? Wat is nou die probleem? Ek wonder of ek en jy ook ons steur aan daai rooi waarskuwingsliggie as dit in ons lewens so aangaan. Hoor gou mooi. God het aan elke mens 'n gewete gegee. En ek gaan vir jou 'n paar definisies en dan gaan ek vir jou 'n eenvoudige definisie oor 'n gewete gee. Wat is 'n gewete? Dit is daardie geestelike vermoë om tussen kwaad en goed te onderskei. God het aan jou vir my en jou daardie vermoë gegee om te sê, weet jy wat, hierdie is reg. Sonder dat ek die Bybel het. Ek en jy is gebore met daai gewete. Romeine 2 sê, God het daai gewete in ons gegee. Ek weet die oomblik as ek verkeerd doen. Hoe weet ek dit? Daar's 'n rooi liggie hier binnekant wat aan en af gaan. Dit is die vermoë om te weet of my handelinge, het jy al iets gedoen en jy besef, ja, dit wat ek nou gedoen het is verkeerd, dan het daai rooi liggie hier binnekant afgegaan wat jou gewaarsku het. Het jy dit al beleef? Ons noem daardie 'n geestelike vermoë. 'n Baie eenvoudige definisie oor die woordjie gewete is, die gewete, hoor nou mooi hierdie ene, die gewete is daardie stukkie van die mens wat met God saamstem. Daardie stukkie van die mens hier binne, God het daar geplaas, wat met God saamstem oor wat is reg en oor wat is verkeerd. Daar's 'n stukkie in die mens wat God daar geplaas het, wat met God kommunikeer. En iemand het daardie stukkie as volg beskryf, hy het gesê, dis 'n Godbewustheid wat hier binnekant is, wat sê, en wat met God saamstem, en as God nie met my saamstem, en dan kom daar hierdie ongemaklikheid in my lewe. Nee, dis verkeerd. Hierdie Godbewustheid lê diep hier binnekant. En daardie bewustheid, daardie Godbewustheid maak ook vir my daarvan bewus, buiten my is daar iemand anders. Dis God. En dis God wat in en deur by kom werk en wat kontak maak met daardie gewete van my, daardie Godbewustheid, wat vir my sê, my kind, is nie reg nie. Hier is dit, ek noem dit vir jou, ek wil hê met die beeld hê. Dis hierdie rooi waarskuwingsliggie wat in jou en in my lewe is. Die gewete. Ek wil jou 'n paar dinge net noem, as dit by die gewete van die mens kom, voordat ons na die nagmaaltafel toe gaan. En jy moet rekening hou met 3 dinge. Jy moet dit altyd in berekening hou. Wanneer dit kom by jou en my gewete, hier is hy. Ek gaan dit net vir jou noem. Die mens se gewete kan in die slag bly. Jou gewete kan in die slag bly. Dis hoekom mense sukkel met skuldgevoelens. Want jou gewete het in die slag
gebly. Daar's 'n tweede een wat ek vir jou wil noem. Ek sal vanavond 'n bietjie meer vir jou gee. Die mens se gewete kan nie die skade regmaak wat reeds aangerig is nie. Dit wat op jou gewete ingegraveer is, kan jy nie maar net so uitvee en maak asof dit nie gebeur het nie. Daar's 'n reinigingsmiddel nodig. Daar is iets wat toegepas moet word op die gewete van die mens, wat vir daardie persoon sê, weet jy wat, jou gewete is skoon. Vir jou paar teksverse net wys, daar's 'n derde ene. Jy moet rekening hou met hierdie 3. 'n Mens moet die Here bid, gedurig bid en vra en sê, Here, kom deur u Heilige Gees en kom maak my gewete ontvanklik vir u. Kan ek net vir jou so 'n bietjie wys oor die eerste een? Wat het ek daarmee bedoel toe ek hierdie woorde gesê het? 'n Mens se gewete kan in die slag bly. Ek wonder hoe lyk jou gewete vanmôre? Kan ek vir jou wys wat sê die Bybel oor 'n gewete? En toets jou eie gewete, toets jou gewete aan hierdie. As ek nou vanmôre tyd het en ek sê vir jou, kom ons hou Bybelstudie en ek sê, blaai gou saam met my na Hebreërs 13 toe. En Hebreërs 13 is die laaste boek in die hoofstuk in die Hebreërboek en dis amper hier by die laaste vers. Kom Paulus, hy het nou alles geskryf vir kinders van die Here en dan gebruik hy 2 woorde daar. Hy praat van 'n goeie gewete. En die ander vertaling sê 'n skoon gewete. Kan ek dit vir jou lees? Kyk gou of jy dit raak sien. Ek wil hê jy moet in die woord van God raak sien. Hy sluit af en hy sê vir hierdie Hebreërs, sê hierdie woord in vers 18. Hy sê bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het. Wat 'n getuienis. Die een vertaling sê dat ons 'n skoon gewete het. 'n Skoon gewete. 'n Skoon gewete. O, dis wonderlik om 'n gewete te kan hê as God dit sê. Hoor mooi. God sê, my gewete is skoon. As God sê, my gewete is rein en skoon. As Paulus vir Timoteus skryf, dan skryf vir Titus skryf in Titus 1 vers 15, dan praat hy, as hy praat oor 'n gewete, dan sê hy 'n besoedelde gewete. So dit sê vir my, ons kry verskillende gewetes. Jy kry 'n rein gewete, jy kry 'n skoon gewete, dan kry jy 'n besoedelde gewete. Kan ek net vir jou die definisie gee van 'n besoedelde gewete? Dis 'n slegte, 'n besoedelde gewete ontstaan wanneer jy iets doen en jy weet. Daai rooi liggie gaan aan. Daai waarskuwingsliggie gaan hier binne aan. Dit druis letterlik in teen dit wat God in sy woord beveel. En as ek dit doen, ek wil eintlik die woord gebruik, moedswillig. Ek weet God se woord sê dit, maar ek gaan doen dit, hoor gou mooi. Titus 1 vers 15 sê, dan sit jy met 'n besoedelde gewete. 'n besoedelde gewete beteken die rooi waarskuwingsliggie in my lewe het in die slag gebly. Hy het aangegaan. Hy het my gewaarsku. En wat doen ek? Ek begin daai liggie ignoreer. Ek sien, hy flikker. Weet jy wat gebeur wanneer 'n mens se gewete in die slag bly? Wanneer jou gewete in die slag bly, dan vind daar 'n verharding plaas. 'n Afstomping. Weet jy wat beteken dit? Pla my nie meer nie. Dit pla my nie meer nie. Kan ek vir jou ietsie verduidelik prakties? Ek weet van mense as die liggie aangaan, daar in die motor, net om hulle gewete hier te sis, dat hulle nie meer in die rooi liggie vaskyk, dan stop hulle, dan ontkoppel net die draadjie, as die liggie dood.
Ken jy dit? Wanneer jy daar in jou lewe kom, geestelik, ek ontkoppel dit maar net. Die liggie gaan aan, hy doen sy werk. Maar het 'n verharding plaasgevind hier binne, afstomping van my gewete. Dit pla my nie meer, dit gaan maar nog steeds voort. Baie kinders van die Here het so afgestomp geraak. En dis wat Dawid hierdie Psalm geskryf het, het hy vir 'n jaar lank het hy met God geworstel. Vir 'n jaar lank was dit dood hier binne, die rooi liggies het aangegaan, maar hy het dit ontkoppel. Vir 'n jaar lank het die Heilige Gees van God gepraat. Dawid. Vir 'n jaar lank het die Heilige Gees van God hom oortuig. Maar hy het nie sy stem gehoor nie. Dis moontlik. As ek jy daar kom, wanneer ons nie meer die stem van God duidelik hoor in ons lewens nie, wil ek vanmôre vir jou sê, jy sit met 'n besoedelde gewete, afgestomp. Kan ek daai woordjie afgestomp nog meer vir jou verduidelik? Paulus kom en hy sê vir Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 19, hy sê, hy skryf dit so, hy sê, en aan die geloof en aan 'n goeie gewete, Timoteus, moet jy vashou. Daar's twee dinge. Aan jou geloof en 'n goeie gewete moet jy vashou. Dan sê hy hierdie woorde, dan sê hy punt, dan skryf hy sê, sommige het dit, wat is die dit? Sommige het 'n goeie gewete van hulle af weggestoot en aan hulle geloof skibreek gelei. Ek weet nie hoe lyk jou gewete nie. Ek weet glad nie hoe lyk jou gewete nie. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer ons aan die tafel van die Here gaan kom aansit. Ek wil vanaand so gewens ek kan vanmôre daarby kom, ek wil vanaand vir jou die oplossing, ek wil vir jou die middel wys. Die enigste middel, as daar 'n vlek op jou gewete is, ek noem dit 'n vlek, as daar enige inskrywing op jou gewete ingegrafeer is, wil ek vanmôre vir jou sê, die enigste middel wat aangewend kan word om my gewete rein te kry, om my gewete skoon te kry, is die bloed van Jesus. Die enigste. Goeie gewete. Iemand wat dood is, het sy gevoel verloor. Jy kan maar aan iemand wat dood is, kan jy maar gaan vat. Jy kan maar gaan luister met jou oor. Hy het sy gevoel verloor. Hy het sy gevoeligheid verloor. Jy kan hom maar steek met 'n speld. Hy beweeg nie. Hoor gemooi. Wanneer ek en jy sonde in ons lewe toelaat, het dit so effek op jou en my gewete. As ons daar gekom het in ons lewe waar ons al die draadjies ontkoppel in ons lewe, ons sien dit flikker, ons sien, en die Here praat, maak reg, sorg dat daai reg is, maak so dat daai verhouding reg is, hy sien, jy sien dit, jy weet dit. Ja, wag Here, wag, ek het 'n ander plan. Ontkoppel dit maar net. Ek wil vanmôre vir jou sê, in jou geestelike lewe, gaan jy jou gevoeligheid verloor. Jy gaan dood hier binnekant. Daai doodsheid noem ek hardheid, gevoelloos. Die eerste gedagte wat ek vanmôre vir jou wil noem, voordat ons aan hierdie nagmaaltafel gaan aansit. Dit is moontlik dat wanneer ek en jy sonde toelaat in ons lewe, dat jou gewete in die slag kan bly. Daar sê ek vra vanmôre vir jou, flikker die rooi waarskuwingsliggie miskien hier binnekant. Miskien is dit al maande. Jy weet daar is iets. Dawid sê, Here, u hand was dag en nag swaar op my. Flikker hy nog. Sien jy die flikker? Wil ek net vir jou hier wys. Dis wat mense doen in hulle lewe. Eenvoudige illustrasie, maar ek wil vir jou wys. Hulle het dit daar ontkoppel. Alles is mooi, sien jy die liggie is dood.
Daai liggie sal eers weer brand as daai twee punte by mekaar uitkom. Dan sal dit so lyk. Dan sal dit so lyk. Lyk dit so in jou lewe? Of het die liggie dood gegaan? Ek kan vanaand, as die Here my lewe spaar, wil ek graag die twee ander gedagtes oor die gewete met jou deel. Hoe belangrik dit is om vir jou gewete te keer hier binne. Maar is moontlik dat daar 'n inskrywing op jou en my gewete kan plaasvind, wat kan maak dat ek hier nie vrede het nie, wat kan maak dat hier later 'n doodsheid hier binne kan plaasvind. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe dank ek U vanmôre vir die woord, vir die waarskuwings in die woord, dat U vanmôre kom om met ons as gemeente te kom praat oor ons gewete. Here, baie mense sukkel met daardie gewete. Hulle sukkel miskien met 'n besoedelde gewete, Here. 'n Gewete wat miskien nie skoon is nie. Hulle weet vanmôre, dis kinders van die Here. Paulus skryf juis vir kinders van die Here as hy praat oor gewetens. Help ons, soos wat hy vir Paulus vir Timoteus geskryf het, dat ons 'n skoon en 'n rein gewete voor God. Hy sê dit nie voor mense nie, 'n skoon en 'n rein gewete voor God sal hê. Ek dank U nou vir die nagmaalstafel, Here. Ek dank U dat ons hier kan kom aansit en dat ons vir U kan vra vanmôre en vir U kan kom dankie sê vir die bloed van Jesus. Dankie dat die woord sê die bloed van Jesus reinig, 1 Johannes 1 vers 7. Voortdurend, aanhoudend, soos wat ek dit nodig het, so kan ek na die bloed toe kom en dit reinig. Help ons as ons hier kom aansit, Here. Help ons dat dit nooit sal wees omdat dit 'n mooi gebruik is of omdat dit 'n mooi instelling is nie, maar dat dit vanmôre soveel betekenis in ons lewens sal hê. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat die tafel van die Here in gereedheid sal bring asseblief. En ek kan net vir die gedeelte lees. Ek wil graag vir u uitnooi na hierdie nagmaalstafel. Baie welkom. Elkeen van u. Paulus sê dit so mooi, hy sê of Johannes sê wanneer my hart my nie veroordeel nie, God is baie meer as my hart. God is die hartekenner. En ek dank die Here so vir die Heilige Gees en dat hy in ons lewens besig is. So ek gaan nie nog 'n boodskap vir u bring nie, ek wil vir u uitnooi en dis 'n maaltyd. Dis die nagmaalstafel word eintlik genoem 'n nagmaalsmaaltyd, né? Waar ek 'n maaltyd is waar ek tyd neem en met die Here praat en ek weet nie wat die Here vanmôre vir u gesê het, maar ek wil jou nooi. Die brood verwys na die liggaam van die Here Jesus en die bloed verwys die druiwesap verwys na die bloed van die Here Jesus
En Paulus sê daaroor en hy skryf daaroor in 1 Korintiërs. Hy sê in 1 Korintiërs 11, hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here in die nag waarin hy verraai het, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek. En hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. As jy môre hierdie broodjie in jou hand het, sê môre, Here, dankie. Dankie. Sal ek my ooit kan indink wat dit beteken dat sy liggaam gebreek is, terwille van my. Hy sê net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot by gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dit is nie wonderlik nie. Ek nooi u vanmôre. Ek wil net vir u sê hoe ons dit gaan doen. Die elemente gaan uitgedeel word. In hierdie selfde gedeelte sê Paulus, wag vir mekaar. So ons gaan wag dat almal bedien is, dat u 'n broodjie in die hand het en 'n kelkie in die hand het, en dan gaan hulle die wat u bedien het terugkom, ek gaan hulle bedien, en dan gaan ek vir u die teken gee, dan gaan ons stilte hê, en dan gaan u met die Here praat. Vir die Here sê, Here, dankie vir u liggaam, dankie vir u kosbare bloed. Dis wonderlik. Kom ons bid net eers saam. Here Jesus, ons is so bevoorreg om so aan die tafel te kan kom aansit. Dankie Here dat hierdie simbole is, dat hierdie tekens is. Dankie dat u net vir ons wil kom wys hierdeur. Dis wat u vir ons deurgemaak het. En Here, wanneer ons dit in ons hande het, wil ons vir u kom dankie sê, dat u bereid was. Daar's een woord in die Bybel wat 'n sterk woord is. Paulus sê nie net hy het hom oorgegee nie. Hy was nie geforseer om hom oor te gee nie. Die Bybel sê, Paulus sê, hy het hom gewilliglik oorgegee. Hulle hoef nie daardie nag regtig om met polisiebegeleiding gevange geneem. Nee, hy het homself oorgegee, terwille van my. Terwille van elkeen wat hier sit, Here, maak hierdie geestelike waarhede vir ons oop. Breek dit vir ons oop in hierdie oomblik wat ons met u besig is, Here. En ek dank u daarvoor. Seën, Here, seën. Plaas u seën op hierdie simbole vanmôre. En word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Wil daarvan staan 'n ou ruwe kruis. Dis 'n teken van al my skande en my pyn. Ek bemin die ou kruis waar God stierbare siel vir 'n wêreld van sonde moes ly. As jy dit ken, sing dit saam. Ek bemin daardie ou kruis tot ek voel om my skade vertoon.
kleef aan die orieve kruis en verraad dit eendag vir 'n kroon aan daardie ou rieve kruis bly ek altyd getrou want sy skande bring 'n blydskap vir my tot hy my eendag na die hemel daarbo om vir ewig by hom te kan bly. Ek bemin daardie oude kruis tot ek voel om my skate vertoe. Ja, ek kleef aan die orieve kruis en verraad dit eendag vir 'n kroon. Ja, ek kleef aan die orieve kruis tot ek voel om my skate vertoe. Ja, ek kleef aan die orieve kruis en verraad dit eendag vir 'n kroon. En verraad dit eendag vir 'n kroon. Ek gaan nou vir die doodse stilte gee, waar u met die Here praat. Maaltyd saam met die Here. Ons gaan vir jou vra om vir die Here dankie te sê vir vanmôre. Here Jesus, baie dankie dat U hierdie kosbare bloed vir elke een van ons gegee het. Dankie dat U bloed in hierdie jare, Here, wat verby is, nog nooit opgeraak het nie. Dankie dat U Uself gegee het, vrywilliglik. U was nie geforseer nie. U het dit gegee, sodat ons kan lewe, sodat ons
nuut gemaak kan word. Sodat ons, soos daardie gedeelte in Psalm 23:32 sê, welgeluksalig is hy wat weet sy sonde vergewe is. U het dit gedoen vir ons, Here. Daarom kom sê ons so baie dankie. Dankie dat hierdie bloed vanoggend nog net so vars is, soos daardie dag op Golgotha. Dankie dat hierdie bloed beskerm. Dankie dat hierdie bloed reinig. Dankie dat hierdie bloed oortuig. Dankie Jesus dat U gegee het. Maar ek wil meer dankie sê, Vader, dat ons weet daar kom 'n dag wat U gaan kom haal, die wat aan U behoort. En ons kyk uit vir daardie dag. En ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat U beloftes nog nooit gefaal het nie, dat U belofte vas staan. Dankie, Here, dat ons dit vanmôre kan vra. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie maaltyd. Dankie dat U vir ons dit gedoen het. Dankie, ons vra dit, Here, in hierdie mooi naam van Jesus Christus, die opgestaande